Goeiedag geliefdes, op hierdie Vrydag, 'n week gaan hom so vinnig verby, en daar's eintlik so baie wat ons kan sê oor die onderwerp waarop ons stil staan hierdie week, wat die woord vir ons leer, oor maak 'n verskil. Ons sluit hierdie week af met Jesus se woorde, ook uit die bergpredikasie uit. Dit is wanneer hy gister gesê het, soos ons gehoor het, in vers 13, dat julle die sout is. Hy volg dit op met die volgende woorde van vers 14 af. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Julle is nie net die sout nie, julle is ook die lig. Het ons nie genoeg gehad van 'n donker wêreld nie? Alles is donker. Mense se praat is donker. Mense se vooruitsigte is donker. Dis asof daar 'n donkerte oor die wêreld toegesak het, en ons sukkel om daardeur te leef. Maar ons hoef nie. Want Jesus sê, sy volgelinge, ek en jy, ons is die verskil. Ons maak die verskil, want ons is die lig vir die wêreld. En dis 'n helder lig. Dis 'n lig wat helder skyn in 'n baie donker wêreld. So dit staan uit, dit is sigbaar, dit is altyd daar, dit is 'n baken, dit is 'n rigtingaanwyser. En dit maak 'n verskil. As jy al ooit in die donker nag ergens verdwaal was, dan sal jy weet hoe wonderlik dit is om uiteindelik 'n lig ergens te sien. Iets om na te mik, iets om na toe te gaan, want dit bring hoop. Daarom sê Jesus, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Ons is so skaam en teruggetrokke oor wat ons doen. Ons doen alles in die geheim, undercover. Niemand moet net tog daarvan weet nie. Nou hoe gaan die lig dan skyn? Jesus sê tog self, laat hulle dit sien. Ek weet hy sê die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. Dis nog steeds daar, maar dit het te doen met nederigheid. Maar om so te leef, so te werk, sulke goeie werke te doen, dat mense die lig kan sien, en die Vader wat in die hemel is verheerlik. Paulus sluit hierby aan in Efesiërs, en ek moet dit net vandag saam met julle deel. In Efesiërs 5 lees ek net eers vers 8 tot 9. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Jy sien, jy kan dit nie wegsteek nie. Wanneer jy daai oorgang gemaak het van 'n ou lewe na 'n nuwe lewe, dan skyn hierdie lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Daar's hy. Dis hoe jy 'n verskil maak. Deur nie skaam te wees oor jou Christendom nie, nie skaam te wees oor jou bekering nie. Deur nie skaam te wees om goed te doen nie. Daar waar almal dit kan sien, dan maak jy 'n verskil. Want mense het lig nodig. Mense het genoeg van treurmares. Gaan kyk op sosiale media. Daar is genoeg. Maak nie saak waar dit is nie, TikTok, Instagram, Facebook. Treurmares is daar baie. Klagtes is daar baie. Maar daar is baie min wat 'n verskil maak deur werklik lig te wees. Wat is die geheim, sê Paulus? As jy nou terugdink aan maandag en dinsdagoggend, gaan dit oor die wat die wil van die Here doen. Paulus skryf in vers 10, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Ons is terug by dit. As jy doen wat vir die Here aanneemlik is, dan is jy lig. En dan maak jy 'n verskil. Mag jou lewe so wees, dat jy daarop ingestel is om die wil van die Here te doen. Om te doen wat vir hom aanneemlik is. En mag die lig wat van jou uitstraal magneties wees. Vir elke mens wat nog in die donker is. Jy Christenmens, maak die verskil. Shalom. Elke dag sal elke dom bely dat u God is. Elke knie sal eendag buig. Die grootste skat bly nog vir hulle. Wie kies u graag nou? Elke dag sal
kies u graag nou.